vorige kere gepraat oor Jesus se kruisiging en sy opstanding uit die dood en dat hy lewe. Ons kan nie die volgende waarheid verswyg nie en dit is dat hy weer terugkom. Jesus het by sy hemelvaart het hy beloof dat hy weer gaan terugkom. En ons leef in die tyd waar die tekens rondom ons is om te sê, is julle gereed, want ek kom weer. En ons sit en wag vir die heerlike dag van sy terugkeer en die finale dag wanneer hierdie sondige wêreld tot 'n einde gaan kom. Die voorspellings en die profesieë is almal daar. Ons weet vanuit die Ou Testament al. In die Nuwe Testament is al die beloftes vervul, behalwe die een belofte, dat hy weer terugkom. Dat hy kom en elke oog sal hom sien. Ons kan nie verstaan wat dit gaan behels nie, maar dit gaan die heerlikste dag wees vir die gelowiges. En die verskriklikste dag wanneer die oordeel van God oor sonde en oor hierdie sondige wêreld gaan kom. Nou, ek nooi vir jou hartlik uit om ons te kontak as daar iets op jou hart is. Ons telefoonnommer waar jy WhatsApp kan stuur is 079 195 1586. Dankie vir julle bemoediging en ondersteuning op soveel maniere. Mag die Here regtig elke gebed verhoor en ons glo dat ons sal sien hoe dat die Here se seën en sy goedheid net meer en meer word en hoe meer en meer mense geraak word en geseën word deur hierdie program. Ons is op sosiale media ook beskikbaar en het is wonderlik om te sien ook hoe mense daardeur geraak word en daar op die sosiale media ook reageer met likes en boodskapies en dat ons kan sien die Here is regtig besig om ook op daardie manier deur Instagram, deur X en ook te werk op Facebook. So ons sien hoe dat die Here ook mense wat nie by 'n TV kan uitkom nie, maar wat op YouTube kan inskakel, hoe hulle deel geword het ook van 'n gereelde luister en kykerstal oor die hele wêreld. So ons lekker as ons ook hoor van die buiteland, van waar mense deel is en waar julle ook die boodskap ontvang, laat weet vir ons gerus meer daarvan ook. Nou, ek het gesê ons wil 'n bietjie praat oor die beloftes van Jesus se terugkom. As ek nou net dink wat gebeur het by die hemelvaart, kom ek lees vir jou wat in Handelinge 1 vers 11 staan. Daar's 2 engele by Jesus se hemelvaart. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, so julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Dis die boodskap uit die hemel. Die hemel wil vir ons herinner, toe Jesus opgevaar het na die hemel, dat hy weer so gaan terugkom. En al die profesieë in die Bybel is reeds vervul, behalwe hierdie ene dat hy weer gaan terugkom. So ons leef juis in daardie tyd, dat ons gereed moet wees vir sy terugkom. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Ons weet net die Bybel waarsku vir ons, om te sorg dat ons gereed is, want ons ken die dag en die uur en die oomblik nie. En dit gaan onverwags wees, sê die Bybel. Jesus het self sy laaste woorde aan die disippels, aan sy volgelinge het hy gesê, ek gaan nou weg, ek gaan hemel toe. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en ek gaan om vir julle plek te berei. En dan kom ek weer, om julle te neem, om ook vir altyd by my te wees. Dis die goeie nuus van die wederkoms. Dat Jesus het self beloof, ja, die profesieë het dit beloof, die engele, die hemel het dit gesê, Jesus self het dit gesê, kyk, ek kom weer, ek kom en elke oog sal my sien, en elke knie sal dan voor my buig, en hulle sal weet dat ek die enigste ware God is. Vir daardie dag kan ons nie genoeg bid en daarop wag nie, en weet daar is 'n ewige blyplek in die hemel. Ek en jy weet nie wanneer dit gaan wees nie. Hulle het in Jesus se tyd ook vir hom gevra. U praat van die wederkoms, wanneer gaan dit wees? Jesus het
verhale vertel, om vir hulle duidelik te maak. Hy vertel van 'n slaaf, wat opdrag kry by sy meester en sy heerser, sy baas, en die werkgewer sê vir hom, jy moet nou vir hierdie slawe van my sorg, ek gaan nie weet om dit te kan doen nie, so sorg jy vir hulle, maar onthou, ek kom terug, die wederkoms. En dan gaan ek rekenskap vra van jou. Ons sien dat dit gebeur toe presies so. Die man is weg, hierdie man wat moet sorg vir die ander, hierdie slaaf, hy het in die begin mooi gesorg vir hulle, gesorg dat hulle kos kry op hulle tyd, alles wat hulle nodig het hulle gekry, maar toe het hy naderhand begin, saam met die vriende, en die verkeerde vriende, en die wêreld, te kuier. En hy het gedrink staan daar, en dronk geword, en hy het vergeet van sy take, vergeet van sy roeping, vergeet van sy opdrag, waarom is hy hier, wat is sy heer en sy baas, sy opdragte, hy het dit vergeet, hy het dit nie meer gedoen nie, en toe staan daar, toe kom hy op 'n dag en 'n oomblik, dat niemand dit verwag nie, en dat hierdie slaaf toe nie gereed was nie, toe kan hy nie rekenskap gee, dat hy gesorg het en gedoen het wat sy heer vir hom gesê het nie. En daar die verskriklike oordeel oor hierdie slaaf. Dieselfde strekking is in 'n ander verhaal wat Jesus vertel het van 10 meisies wat wag vir die bruidegom se koms. Ja, die hemelse bruidegom gaan weer kom vir die bruilofsfees van die lam. En ons sien almal uit na daardie dag wanneer hy weer op die wolke gaan terugkom. En ons is soos daardie 10 maagde, daai 10 meisies wat sit en wag. Hulle is gereed, dit kan enige oomblik wees. En dan kom die geroep. Die bruidegom is hier. En dan skarrel hulle in hulle hardloop om hulle goed reg te kry en om die bruidegom tegemoet te hardloop. En skielik ontdek 5 van hulle, o wêreld, hier's nie olie in ons lampe nie. Ons lampe brand nie. En nou is dit te laat. Ons was nie gereed nie. Ons het gelê en slaap en ons het nie voorberei nie. Ons het nie gereed gemaak. Ons het nie gedink hy gaan regtig kom nie. Wag, ons het vergeet. Ons het uitgestel. Ons sal dit nog later doen. Daai 5 met brandende, gloeiende lampe vol olie het in die bruilofsfeessaal ingegaan saam met die bruidegom en fees gevier. En toe die ander 5 kom, teen die deure klop, toe is hulle uitgewerp in die buitenste duisternis en die oordeel van God was oor hulle. Daar kom 'n dag van skeiding. Daar kom 'n dag van oordeel. Jesus kom weer as die regter, as die een wat die enigste ware almagtige God is, wat die skepping in aansien geroep het, wat nou die planete uitmekaar kan ruk en met vuur en alles tot niet laat gaan. Hy, die almagtige God, voor hom sal ons staan en ons sal rekenskap moet gee. Jesus het 'n ander verhaal ook vertel, soos wat ek gesê het, hy het verskeie verhale vertel om mense bewus te maak dat hy kom weer. Hier is 'n man, 'n ryk man wat sy goud verdeel het tussen sy slawe. Vir die een het hy 1 gegee, vir die ander het hy 3 goue stawe gegee, vir die ander het hy 5 goue stawe gegee. En toe het hy gesê, ek gaan nou weg, maar julle moet woeker met hierdie goud. En ek gaan terugkom en dan gaan ek rekenskap vra. Jesus sê, ek los vir julle met goud, met die verantwoordelikheid om te sorg en te werk vir my, maar ek kom terug, die wederkoms is op hande en dan gaan ek rekenskap gee. Vir die ene wat gewoeker het met sy 5, het hy beloon en nog meer gegee. En vir die ene wat niks daarmee gedoen het en dit gaan begrawe het in die grond, en het net so wou teruggee, het die oordeel gekom oor hom. Gaan weg jou lui en slegte slaaf. Jy het nie gedoen wat jy moes nie. Jy is onverhoeds betrap. Nou, dis die verhaal wat ons lees, wat Jesus ook vertel het, en interessant dat die beeld wat nogal in die Bybel gebruik word, is die van 'n dief. So die sonde was nog maar altyd op aarde, en skelms en rowers en diewe sien ons in die Bybel, kom ook voor, in daardie tyd. En dan sien ons dat
Jesus gebruik juist die beeld, hy sê, hoe maak 'n dief? Laat hy jou weet, ek kom vanaand. Nee, hy kom onverwags. Jy lê in slaap, jy weet nie daarvan nie. En dan skielik skrik jy wakker en sien jou goed is gesteel. Dis die beeld wat Jesus gebruik om te sê, ek kom weer, onverwags, soos 'n dief in die nag. Kom ek lees vir jou net bietjie daai gedeelte in Matteus 24. In hierdie gedeelte lees ons spesifiek van Jesus wat kom en dan sê hy vir hulle, in vers 36, maar niemand weet wanneer daardie dag kom nie. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. En soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae, voor die sonvloed, het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou en op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, hulle het nie besef wat eintlik aan die gang was. Totdat die sonvloed gekom het en hulle almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal 2 mense op die land werk en die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem word en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Wees waaksaam. Dis die boodskap. Dis wat Jesus vir hulle wil sê. Julle moet so leef dat julle nie net vir hierdie wêreld en die tydelike en hierdie dinge wat verganklik is leef nie. Julle moet leef met julle oog op die wolke en te weet daar's dinge wat ewigheidswaarde het. Julle roeping, julle taak wat julle hier op aarde het, waarom ek julle geskaap het. Julle moet daarmee besig wees. Want eendag gaan ek rekenskap vra en dan kan dit vir sommige te laat wees om iets te doen en dit reg te maak. So interessant dat as ons nou kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons 2 werk saam op die land. 2 maal saam koring. Ene word hemel toe geneem, aan die ene nie. Baie mense baseer die hele uiteensetting en samenstelling van verskillende teksgedeeltes om 'n weggeraping te verduidelik, dat een word dan hemel toe geneem vir die met weggeraap en die ander bly dan nog op aarde waar hulle vervolg word en swaar kry en dan is daar nog 'n tydperk waar mense nog weer tot bekering kan kom. Maar ek dink, kom ons kyk net wat hier eintlik staan. Dis maar die beeld van skape en bokke wat saam is tot op 'n dag dat hulle uitmekaar gehaal word na die kraal toe, die skape en die ander bly buite. Die beeld van God wat kom en daar gaan 'n oordeel wees. Party gaan hemel toe en ander gaan nie hemel toe nie. Dis die punt wat hy hier wil sê. Daar's 2 mense wat saam geleef het. Hulle het nooit met mekaar oor die wederkoms gepraat nie. Want die een het hemel toe gegaan en die ander een nie. So hoor jy die boodskap en die dringendheid wat Jesus in hierdie verhale vertel. Hoe hy vir mense wil bewus maak daarvan dat hy weer gaan terugkom. Dis sy boodskap wat elke keer kom. En hy sê, niemand weet wanneer dit gaan wees nie. So die hele boodskap van die wederkoms is nie om te redeneer oor gaan dit so en dan gaan dit so en dan gaan dit en dat gebeur. Die belangrike boodskap waaroor alle Christene saamstem is, wees waaksaam, wees gereed. Jy weet nie wanneer hy kom nie. En as hy kom, moet jy reg wees om saam met hom die hemel in te gaan. So moenie nog met sonde en met die wêreldse dinge vashou en toelaat dat jou kleed besoedel is. Nie kom na hom toe dat hy jou kan reinig en skoonmaak en nuut maak. Jesus het ook vir hulle verduidelik. Hy sê, kyk na die vyeboom. Julle weet baie goed. Julle lees die tekens van die tye. Julle sien hierdie vyeboom. Hierdie dooie takke begin nou swel, begin knoppies maak, begin vruggies maak, begin blare uitstoot. Julle weet die somer is aan die kom. Selfs met die amandelboom is die eerste boom wat begin bloeisels maak en wat die teken is van die lente is aan die kom. Die seisoen en die winter is verby. Hier is 'n draai in die seisoene. Daar's tekens wat vir jou en my elke dag moet bewus maak dat hy terugkom. Ons moet baie bewus wees. Enige oomblik kan hy kom. Ons moet waaksaam wees. Ons moet wakker wees. Moenie aan die slaap wees dat die dief inkom en steel en roof nie.
Ons moet wakker wees as die Here Jesus kom, dat ons gereed is om saam met hom te gaan. Dis die groot boodskap. Hy sê daar's baie tekens waardeur ek julle herinner aan my terugkoms. Dat hierdie aarde tydelik is, dat dit verganklik is. Skielik is daar 'n aardbewing en jy sien alles is tot niet en alles stort in een. Almal het gedink, hierdie huis sal bly staan. Hier het ek 'n vesting. Hier kan ek wonderlik leef en hier's al my goed. Ek is reg hierso op aarde. Ek het dit wonderlik. En skielik verloor jy alles. Is daar 'n oorlog en 'n bom en jy sien net skerp. Julle woonstelblok is in stukke geskiet. Alles wat ek gehad het is weg. Kan jy sien dat Jesus verduidelik vir ons, daar's tekens waar jou oë voor moet oop wees. Dis mense wat doodgaan van siekte, pestsiektes, honger. Mense wat swaar kry. Daar's mense wat so baie het dat hulle alles weggooi. En daar's ander mense wat hierdie kos gaan soek op die ashope, omdat dit alles wat hulle van kan leef. Jesus sê, kyk na die tekens van die tye. Kyk hoe mense van die Here afvallig raak. Kyk hoe hulle nie meer steur aan God en in die Bybel nie. Kyk hoe raak hulle al meer wêrelds. Kom ek lees vir jou net wat Jesus gesê het, want hy het baie spesifiek hieroor gepraat in Matteus 24, lees vanaf vers 3. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms wees? En van die einde van hierdie wêreld? Wat sal die teken van u koms en die einde van hierdie wêreld wees? En toe antwoord Jesus hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorlog en gerugte van oorlog hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander, maar daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne van die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor, en eers dan sal die einde kom. Nou, Jesus het in hierdie gedeelte vir hulle verduidelik, daar gaan baie tekens wees wat jou gaan bewus maak van die tydelikheid van hierdie lewe. Julle hoor van die aardbewings wat intussentyd in intensiteit en in omvang besig is om toe te neem. Oorlog wat die wêreld vol in 'n greep het. Hoeveel lande en hoeveel stryde hoor ons elke dag van mense wat sterf. Maar ons hoor ook van mense wat in ons eie land sterf, omdat die liefde afgekoel het in hulle harte. Hulle voel nie meer vir iemand iets nie. In hulle hart is daar nie meer liefde vir hulle naaste nie. Hulle sal hom besteel, hulle sal hom beroof, hulle sal hom verkrag, hulle sal mense doodmaak, sonder om 'n gewete te hê. Want die bende keer dit goed en dit gee my aansien in die bendes. Wat sê God? Hy sê die liefde sal in mense se harte verkoel, dat hulle nie meer omgee vir ander nie. Dat hulle nie meer omgee om ander se goed te vat en te steel en te roof en te moor en te pynig en mense hoe ongelukkig te maak nie. Dit raak hulle nie meer nie. Dis 'n teken van die laaste tye.
dat mense koud en dood raak, deur die bose verhard word, dat hulle nie meer liefde in hulle hart het nie. Maar ook dat hulle nie meer vir God lief het nie. Self sê hy, dat hulle nie meer vir God dien nie, asof hulle wel godsdienstig is. Maar nou lees hulle nie meer Bybel nie, nou gaan hulle nie meer kerk toe nie, hulle het nie meer tyd vir die Here nie, hulle word nie meer stil nie. Nee, is nou net sosiale media, dis al, was ek daar miskien, maar andersins het ek nie meer tyd vir God nie. Kan jy sien, mense het nie meer 'n binnekamer nie. Mense reik nie meer uit na ander nie. Gee nie om vir ander om hulle te help en te ondersteun en te bemoedig en vir ander te vertel van Jesus. Mense is nie gereed vir Jesus se koms nie. Soos daardie man van wie ons lees in Lukas 16. Ons lees in daai verhaal van 'n ryk man wat sterwe. En dan beland hy in die hel. En Lazarus, sy werker, toegewyde kind van die Here, is in die hemel by Abraham, die vader van die gelowiges. Gaan lees Lukas 16, oor daardie kloof, dat jy nou meer na die dood, kan jy nie meer verander van die hemel na die hel of andersom nie. Jy kan nie meer van die hel af nou oorgaan en gered word nie, dis te laat, daar's 'n kloof, dis verby vir altyd, en nou is die oordeel van God, en ons lees van die vuur van God se toorn, wat oor daardie ryk man skroei, en sonder om dood te brand, maar te pynig oor die sonde van stil wees, en nie praat nie, sy tong verkoel nie, maar gloei van die toorn van God wat daarop is. En wat vreet hom op? Wat is die ergste vir daai man in die hel? Hy sê, ek het 5 broers, en ek het hulle nooit gewaarsku nie. Wil jy nie asseblief iemand stuur uit die hemel, 'n engel, om hulle te gaan waarsku nie? Dan sê Jesus, maar weet jy, as hulle nie luister na die woord, na die Ou Testamentiese waarskuwings, en die Nuwe Testamentiese boodskap van verlossing en vergifnis, en breek met sonde en bekering nie, dan sal hulle nie as luister as daar 'n engel na hulle kom nie. Maar hierdie man se erns van sy pyn en sy swaar hang saam met sy ongehoorsaamheid. Hy het nooit sy broers gewaarsku nie. Hulle is ook op pad na hierdie plek toe. Is ons gereed? Getuig ons? Praat ons van die Here? Vertel ons vir ander van die Here? Waarsku ons vir mense om te sê, maar soos in die dae van Noag, jy weet, julle eet en julle drink en julle trou en julle gaan aan asof dit alles is die hele wêreld, maar julle sien daar's 'n ark, daar's 'n waarskuwing, daar's 'n getuienis dat julle moet gereed wees. God gaan oordeel, God gaan straf. God haat die sonde. Hy gaan nog net aan en lag en spot vir Noag wat hier op droë grond hierdie groot skip bou. En dan wat op die ou end gebeur, toe hierdie aarde se water onder uitbars en bo uitbars en die hele wêreld is toe onder water en God se oordeel tref die wêreld en hulle verdrink. Behalwe Noag, daardie 8 in die ark is beskerm in God se genade versorging saam met die diere. Verstaan jy iets van die waarskuwing wat Jesus vir mense sê? Dit sal wees soos in die dae van Noag. Julle gaan aan asof julle vir altyd hier op aarde is. Daar kom 'n oordeel. Is jy gereed? Wees waaksaam, wees gereed. God kom op 'n tyd dat jy dalk nie verwag nie. Is jou kleed skoon? Of is daar sondevlekke? Jesus sê, hy het gesterf vir jou sonde. Deur sy bloed wil hy jou reinig, wil hy jou vergewe. Al was jou sonde soos skarlaken, rooi vlekke op jou kleed, ek maak dit wit soos wol, witter as sneeu. Maak nou reg, kry jou hemelse bruilofsfees kleed gereed. Kry dit skoon, kom na Jesus toe. Het jou taak volbring, as jy gereed het, jy gedoen waarvoor hy jou hier op aarde geplaas het. Ja, hier staan, voordat die evangelie nie verder versprei is nie, sal hy nie kom nie. En onthou in daai tyd, in die perspektief van toe dit gesê is, was die evangelie net vir die Jode. Maar nou gaan dit na Jerusalem en Judea en Samaria en die uiteindes van die aarde. Jy kan nou enige plek inskakel op 'n TV
vir radio boodskap oor die evangelie. Daar's sendelinge en getuies oor die hele wêreld. Ja, en die Christene word vervolg in baie lande. Dis deel van die tekens van die tye. Ons moet gereed wees. Ons weet nie wanneer hy weer terugkom nie. Kan ek vir jou vra, as jy gereed? Sal ons nie nou vir die Here vra om ons gereed te maak nie. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie tyd kon dink aan die kruis en die sterwe, u sterwe as lam van God wat die offer bring vir ons sonde, dat daar nou by u vergifnis is. Dankie dat u opgestaan het uit die dood, dat u leef, dat u in die regterhand van die Vader in heerlikheid regeer. Ons buig voor u en ons wil u dien en gehoorsaam en volg. Maar dankie ook dat u in ons kom woon deur u Gees. Help ons, o Heilige Gees, om gereed te wees as Jesus weer kom. Miskien vandag. Help my dat ek gereed sal wees en sal regmaak. Help my om nou nie langer uit te stel nie, in Jesus naam. Amen.